Is jy dalk 'n stringer? En wat is die laaste lifer wat jy gesien het? En waar is jou gunsteling patch? As jy nie verstaan wat ek nou sê nie, moenie bekommer nie. Ek leer ook nou eers voelkyk lingo. Ons gesels vanaand met talle twitchers oor hulle fascinasie met voëls. So you've used the words mega rarity and to twitch it. Yes. We are not birders, but we're very intrigued by all the lingo. Yes. One of my favorites personally is a bogey bird. I don't know if you've heard of that. It's when you really try your hardest to get it and it just evades you every time. For example, the Pulse fishing owl is my bogey bird. I've tried so many times, still haven't got it. Ja, die een wat jy nie wil hê nie is 'n stringer, né? So 'n stringer is as jy strooipraat. Basies as jy sê jy het goeie skaars gesien wat jy nie eintlik het nie. Dis ek met die gompous. Ja, ek wil nou nie hardop gesê het maar. Party mense se verbeeldingsharte moet so 'n bietjie weg met hulle en hulle is oortuig hulle daai ding gesien. Jy weet ons nie 'n komitee of iets wat jou goeders review nie. As jy wil kan jy jok, maar jy jok net vir jouself doen. Maar die gevaar is dat jy nou 'n stringer gelabel is deur die ander voëlkykers, dan dit gaan op jou grafsteen staan. Ja. Another one is the JIS, general impression, shape and size. So if I see that bulbul over there, I'm like, okay, the JIS is giving me bulbul vibes. Ons gebruik die Fancy Voorboek. Ek is seker. Ja, ons merk al die voëls wat ons al in ons lewe daar gesien het af. Dit help ons baie. Dit maar alles met my eie kinders gebeur, right? Ek het 'n manier gesoek om hulle te connect. Aan die begin het ek gedink om dit baie eenvoudig en net 'n paar spesies algemene voëls wat ek kan. Toe besef ek nee, maar kinders ons onderskat hulle kapasiteit om te leer is eintlik baie beter as 'n volwassene. So toe besluit ek nee, wat sit al die voëls in. So die eerste uitgawe van die boek het al die voëls in Suid-Afrika en dan het die tweede nuwe uitgawe het Suider-Afrika. So dis dan ook Namibië, Botswana, Zimbabwe en 'n deel van Mosambiek. 900 spesies of iets in daai lyn. Jy sien, dis incredible. Ek sukkel baie keer met die Afrikaans, baie van die ouens op die WhatsApp groepe praat van voëls en met hulle Engelse name. En dan dit klink baie eksoties en dan dink jy eers oor ek het nog hierdie voël gesien en gaan kyk dan is dit 'n Piet my vrou om 1000 voëls met hulle klanke visueel bymekaar uit te bring en dan nog 1000 Afrikaans en 1000 in Engels te doen. Ja. Maak dit net dubbel so moeilik. I can't remember all the bits in both languages, but some I do remember because I think I practice them again and again and again. I see them again. They also have other names in Sepedi. Yes, they do. As Sepedi, most of our bits will be the bits which are more in the bushveld and around where we are. For generations, we haven't been a touring nation. Most of the sea bits or desert bits, we may not have them in Sepedi language because they were never seen. Yeah. Often in African storytelling, I hear about the go-away bird, you know, and in Afrikaans we call it the kwefoel because of the sound that it makes. In my language, we call it mukowe. Mkowe, also about the sound. It's Mukowe. A lot of names changed. It was more in English. We had the bleating warbler because it bleated when it was calling. Then it was changed to camera operator, cameraptera. Cameraptera. Yes, Camera operator. Yeah. I don't know if it was because of the call, sounds like a shutter speed of a camera, or was just that is a new name, cameraptera. We just call it camera operator because paparazzi. Die Afrikaans is my altyd so wonderlike tot die punt taal. Jy weet, ek dink altyd aan die woord binoculars in Engels. Dit is so wetenskaplike naam. Afrikaans is my verkyker. Ja. I want to look far, bring me my far looker. Ja. Wat ek veral van nou is die name wat die geleide naboots, né? 'n Piet Chow Chow en 'n Bok Makiri. Dit is 'n Piet my vrou, jy weet, Diederik, dit is honderde voorbeelde van. As jy net die Afrikaanse naam ken, dan weet jy eintlik al klaar wat se gelyk maak. Ja, of hoe hy lyk. Baie beskrywend, ja. En die tegnologie, die apps. Saam met die boek het ons dan ook 'n app Firefinch wat nou die geleide van die voëls het en fotootjies en al die inligting en die eiers. Hoe kry jy die klanke op die app? Vir die laaste 5 of 10 jaar hardloop ek rond in die bos met so 'n groot skottel waarmee ek hulle opneem met 'n mikrofoon. En dan dink jy iets soos 'n blou valk of 'n skoorsteenveer, dis 'n algemene voël, maar jy hoor hulle nooit. Ja. So 'n opname van so iets te kry is maar baie spesiaal dan. Yes, so dis incredible. This one has gone quiet. I can hear the one calling on the far left. But you started with this one and then that one started responding. That one started responding. Yeah, Korasta Robin as the Lavai Maker, young Frederick. Listen. Cape Parrot. I hear the Barrett's warbler, and behind us is the southern
double-collared sunbird. The whole idea that you ID birds with sounds, Yes. is it easy? It doesn't look easy. You know, it's like knowing your friends by voices. So even if you cannot see your friend, but you hear him or her talking, you say, oh, so-and-so is coming. I think you start by listening to the app and playbacks, but it's being in the field. Birds have got different dialects, but learning them is a lot of fun. And even being able to distinguish between a mimic and a genuine call. So it just makes it more interesting. Yes, of course, like the Jan Frederik example. I mean, he was mimicking many other birds. Yeah. And you knew that. How did you know that? He mimicked the African emerald cuckoo. I knew it because the call came from understory. The cuckoo will call from the canopy of the tree. Kommunikeer op dieselfde manier as wat mense doen met hulle oë en hulle ore. Ja, dis kom hulle mooi like en kom hulle mooi sing. En ons vind baie aanklank daarbey. So ek vind voels is die perfekte manier om daai vonkie te maak wat mense in die natuur inkry. Dis net 'n katalis eintlik. Die oranje kelkalkoentjie wat so 'n kat, hy mel soos 'n kat. Meow. Meow. Die rooi kabouterkapper, ek seker jy ken hom. Ja. Dis 'n duet wat hulle maak. Dit is so goed gesinkroniseer, dit klink soos een voël wat sing, maar dit is eintlik twee. Die een sê toe en die ander sê poedlie. Toe, poedlie, toe, poedlie, toe. Dis ongelooflik. Kuifkopbouterkapper daai trrrr, soos 'n ou tydse wekker. Ja. Elke voël het sy eie stemmetjie, ja, en sodra jy dit begin baas raak, dan is dit asof 'n hele simfonie om jou heeldag afspeel. Absoluut, en maak mense wel nostalgies. Dan kan die kuifkopboutkapper laat dit my aan Pretoria dink. Ja, ja. Jy weet soos 'n gewone tortelduif. Kur 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 kur. Stellenbosch. Ja, presies. Almal het een of ander memory wat hulle assosieer met daai ding. Dis fabulous.